Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Het is verbasend wat 'n mens met 'n bietjie geld kan doen, nie waar nie? Baie minder as met meer. Nou ja, wat moet 'n mens weet in terme van geld en geldsake en werk en werkloosheid as ons in hierdie deurmekaar wêreld en hierdie land waarin ons bly, as ons wil oorleef en goed leef. En vandag praat ons met Olga Coetzee. Nou Olga, jy is ook 'n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, maar wat doen jy en hoe help jy ander mense om 'n mens se beursie aan die kook te hou? Wie is jy en waar kom jy vandaan? Dankie vir die geleentheid en ja, ek is deel van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, maar meer op hulle finansiële kant. Sit maar op 'n audit en risikokomitee en dit is 'n wonderlike organisasie wat homself fokus op 'n sekere gebied en baie goeie werk lewer en ek is baie trots om daarmee verbind te wees. So waar ek my op die oomblik bevind na baie lang loopbaan oor dekades is in die omgewing van die distress besigheidsomgewing. Ek is by 'n FSP 2, dis 'n finansiële dienste maatskappy met daardie lisensie van die FSCA en wat ons meestal doen is maar befondsing gee aan instansies wat in distress is deur middel van sakeredding en dies meer en ons doen ook ondersoeke oor wat fout is in daai maatskappye en hoe dit reggemaak kan word. Ek wil nou nie sê ons kan dit nou toepas hier op ons landsekonomie nie, maar mens kan sekere uitkomste daar ook uitneem. Ek het 'n redelike lang loopbaan gehad in die finansiële markte. Ek het in 1987 begin en soos ek genoem het, dit is dalk net 'n reis wat ek met julle wil ondergaan om te sê die krisis wat ons nou in is of voel of ons in is nie nuut nie. Daar was baie gewees oor die afgelope 4 dekades. Ek het soos ek sê in 87 begin net nadat Suid-Afrika 'n skuldstilstand gehad het. Ons kon nie ons buitelandse skuld betaal het nie. Ons het 2 geldeenhede gehad, 'n kommersiële en 'n finansiële rand en ons het in 89 gekom en kommunisme tot 'n einde gekom en ons Suid-Afrika het op sy pad begin van demokrasie wat toe nou in 94 plaasgevind het. Maar ek kan ook net noem het ons het die 98 Asiese krisis gehad waar in Mei maand van 98 oorgespoel het na Suid-Afrika toe en die rand het verswak van 5 na 6, dis 20% in een dag. Ek meen as jy dit in vandag se terme moet omsit is van 18 na 24 teen die dollar. Ons het rentekoers gehad wat van 14% prima gegaan het na 25% in een dag. En daar was skuldstilstand van huishoudings in daai tyd gewees. Maar ons is daardeur, ons het die Y2K oorleef, die vliegtuig het nie uit die lug uitgeval nie. 2001 was natuurlike ontwrigting gewees wat nou nog die reperkusies het en het die samelewing heeltemal verander. En toe het ons die 2008 finansiële krisis wat gemanifesteer het uit die behuisingsborrel. Dit is seker die grootste krisis nou in my leeftyd. En ons is nou nog besig om daaraan te kou. Sedert 2008 met die quantitative easing is die wêreldse ekonomie nie nooit aan die gang gekom nie. Hy moes hierdie ontsettende hoeveelheid kapitaal wat ingestort is verwerk. En dan het ons natuurlik die eerste Trump-regering gehad en COVID gehad en nou het ons groot ontwrigter in meneer Trump wat regtig waar vir ons almal weer laat herbesin het. En dit is maar half net die konteks wat ek wil gee dat die krisisse is vir my meer vinnig opvolgend en dit is ernstiger, maar ons het almal wêreldwyd het ons die vermoë om deur alles te kom. En dit is waar ek nou is. Sjoe, nou kyk, ek is nie 'n kenner op die terrein van geldsake nie en dit lyk vir my dis in geval nog baie meer kompleks as wat 'n mens dink. Nou, so ek gaan regtig dat ons 'n bietjie praat dat jy vir ons sê wat is die basiese tipe van dinge wat ons moet weet oor om hieroor te kan saamgesels en
wat is die tipe van blinde kolle wat as ons daarna kyk, wat 'n rol speel, wat sorg dat ons dinge verkeerd kyk of miskyk of skeef kyk. Maar ek wil hê ook ons moet baie prakties word en sê, goed, wat moet ons doen, weet op die ou end hiermee. So, maar kom ons begin met die groot prentjie. Jy het nou so half die geskiedenis verduidelik en gesê wat alles in die verlede al verkeerd gegaan het en so waar hier is ons nog steeds. Wat gaan op die oomblik in die wêreld aan in terme van wat ons ekonomie en geldsake beïnvloed? Want jy weet daar's oorloë en daar's hierdie krisisse en veranderings in presidente en dis meer. So wat moet ek weet wat gaan gebeur of hoe moet 'n mens dit interpreteer en wat is die effek daarvan op my? Dit is altyd goed om af breed te begin en dan af te bring na my en ek en my huishouding. En ons begin nogals breed om te sê wat gaan tans aan in die wêreld. Dis baie onsekerhede, daar is geopolitiese krisisse. Ons het die Oekraïne-Russiese krisis. Ons het die Indië-Pakistan krisis. Ons het die Gaza, Israel, Iran en VSA. En dan het ons ook die hele Amerikaanse ontwrigtings met die tariewe en dies meer. So dit is breed wat op die oomblik in die wêreld aangaan. Ons het in Afrika alleen 35 konflikte. Waarvan jou Demokratiese Republiek van die Kongo 'n baie groot een is en Sudan 'n groot een is en gaan maar eintlik oor hulpbronne. So in die wêreld is daar totale onsekerheid en onstabiliteit en ek wil net teruggaan as jy na die IMF, die Internasionale Monetaire Fonds wat hom soos 'n bank gedra en die Wêreldbank gedra hom soos 'n fonds, bring elke jaar 2 keer 'n jaar 'n verslag uit, die World Economic Outlook en alle banke, reservebanke baseer maar hulle verslae op hierdie verskriklike fantastiese brondokument en hy het nou net in Mei maand uitgekom met sekere riglyne wat die IMF gee aan lande en aan gebiede en hy verdeel dit in die ontleikende markte en die opkomende markte. Die ontwikkelde markte. Die ontwikkelde markte sê hy vir hulle, julle moet stabiliteit bring, julle moet julle plaaslike populasie gerusstel. Julle het 'n ouer wordende populasie, julle moet fokus bring op pensioene, op die belastingbasis uit te brei en gesondheidsdienste en infrastruktuur. Die ontwikkelde lande het ook 'n infrastruktuurprobleem. Hy sê dan vir ons by die ontleikende markte, julle het nie baie spasie in julle begrotings om robuuste beleggings en dit te maak nie. Julle moet na julle spandering kyk, julle moet effektief, en dit sê hy vir almal van ons, en dit is asof daar 'n vinger na ons ook verwys word, en julle moet skill development doen. Dit is absoluut belangrik vir die ontleikende markte. So dit is 'n verskriklike goeie verslag om na te gaan kyk en hy vat dit ook land vir land en dit gee vir jou perspektief oor waar Suid-Afrika hom bevind in die ontleikende omgewing, dat ons nie alleen is met ons probleme nie. Maar die krisis tans is 'n skuldkrisis wêreldwyd. En dis nie net by ons nie en dit is onsekerheid op die geopolitiese terrein wat almal baie onseker maak. Nou in die verlede, jy weet, as daar 'n oorlog was, jy weet, dan het die goudprys gespring en alles en dit lyk vir my mense het amper gewoond geraak daaraan. Wat is die invloede van sulke tipe van konflikte op geldsake en geldmarkte op die oomblik? Dit is verskriklik moeilik vir ons om nou te navigeer want die ou ekonomiese beginsels lyk nie vir ons of dit meer geld nie. Dit is asof jou finansiële markte of jou markte hulle self verwyder stel van die dag tot dag konflikte. Goud het gereageer. Hy is redelik op in die afgelope 3 jaar vir 3 dubbel amper. Maar dit kan ook toegeskryf word aan dollar swakte en dies meer. So stadig maar seker het goud weer sy waarde gevind en het manifesteer die onsekerheid binne in die prys. Maar as jy gaan kyk na die beurse
En die markte is dit asof hulle self ignoreer die dag tot dag. En vir my voel dit of hulle reeds alles ingeprys het. En soos wat hulle sê, jy buy on the rumor and you sell on the fact, is dit wat nou gebeur het. Jy weet, met die tariewe van Trump, toe hy dit aangekondig het, was dit verskriklik ingebou gewees. Nou wat die realiteit kom, nou het hulle bedaar en hulle kyk vorentoe en sê, jy weet wat die invloede gaan wees. Dit is net so dat, jy weet, in vroeër jare as daar 'n missiel afgeskiet was op Iran, het die goudprys seker verdriedubbel, het almal in 'n bewerasie gegaan, maar dit is asof ons net die nuus vat en om verwerk en dit is maar net 'n resilience en ek dink dit is wat maar gekom het met COVID in 2008. Ons is net 'n bietjie sterker. Of vuisvoos. Vuisvoos, heeltemal vuisvoos. Nou, jy het gepraat van Trump dat hy redelike invloed het en dat sy beleid invloed het. Wat is die werklike invloed? Want jy weet, jy het nou gesê dat dit 'n geweldige invloed gehad en nou dit so half en half bedaar. Wat kan 'n mens verwag tussen ons en Amerika in die volgende 5 jaar? Trump het weer eens net bewys dat Amerika is ontsettend belangrik. Hy het natuurlik nie die diplomatie gereedskap in sy arsenaal nie en hy gebruik oortreffende trapwoorde. So ons is nou besig om hom te begin verstaan. Ek dink nie ons is nou al daar nie. Hy het ek dink baie lande en baie instansies weer laat herdink, veral as mens kyk wat in Europa aangaan. Hy het vir hulle gesê, weet jy, ons gaan nou nie meer julle verdediging wees nie. En dit het tot gevolg iets soos Duitsland wat nou €1 triljoen gaan leen om sy verdedigingsmag weer op die been te bring. En hy het 'n reël dat hy nie meer as 60% van sy GDP mag leen nie. Dit is van na die Tweede Wêreldoorlog 'n reël by hom en hy moet nou om dit gekom het. So, en dis 'n permanente uitgawe vir die toekoms vir Europa. Dit is 'n koste vir hulle. Korttermyn het dit natuurlik sy uitwerking, maar mediumtermyn kan dit weer industrie aan die gang bring en dies meer. Ek dink ook Trump het ons laat besef om te sê waar lê ons alliansies. Ons moet diversifiseer, ons kan nie net aan een plek gebonde wees en blootgestel wees nie. En hy homself het Amerika se alliansies ook verskuif na Midde-Ooste toe, minder met Europa. So ons is in die proses nou om te verwerk wat hierdie nuwe Amerikaanse beleid tot gevolg het, maar dat dit ontwrigtend is 'n feit. Maar dit laat ons almal besin en dit was in 'n gemaksone met Amerika gewees dat hy maar altyd sal wees om die laaste resort te wees, maar in elk geval verskoon die Engels. En dis goed. Dit is goed vir jou om te sê, maar wie is ons, waarheen is ons pad en met wie wil ons verhoudinge vorentoe bou? Ja, ek moet sê dit bring 'n bietjie balans en gelaagdheid en genuanceerdheid in die gesprek, want ek beleef baie mense, al wat hulle op fokus is, hulle hou nie van die man nie, jy weet hoe hy praat en hoe hy lyk en alles, en dan stop hulle daar en hulle teken prentjies oor hom, maar die dieper liggende tipe van dinge, dink ek moet 'n mens verstaan en dan kom 'n mens verder in die gesprek. Jy kan niks doen oor hoe hy lyk en wat hy sê en dis maar wat die gevolge daarvan is, moet ons vat en sê, weet jy, ons kan dit verwerk en miskien gee dit vir ons 'n kans om te sê, maar kom ons gaan terug na die oorsprong toe en sê waarheen is ons op pad en wie is ons? En hoe wil ons lyk? En gebruik die geleentheid, want dis nie baie mense wat die moed het om te doen wat hy doen nie, sien dit as 'n geleentheid. Nou, het lyk my nie ons huidige regering is, hoe sal ek sê, baie sensitief hieroor nie. Wat verwag jy gaan daar gebeur in terme van die ideologie wat hier is en hoe hulle met iemand soos Amerika wat 10 die belangrikste moondheid in die wêreld is om mee te werk, wat doen ons mense daarmee?
Nou, ons wil nie graag op sy radar wees wat ons op die oomblik is nie. Ons wil nie op Amerika se radar wees. Hulle sê gewoonlik is finansies moet net bly in die finansiële afdeling. As op die voorblad is, dan het jy probleme. Jy wil ook nie jou maatskappy moet op die voorblad wees nie. Ons wil net nie ons is op die oomblik op hulle radar. En ek moet sê dit lyk vir my of ons darm probeer om te kyk of ons van dit kan afkom. Wat ek net kan sê is ons totale uitvoere na Amerika is maar 7.4% van ons uitvoere. So dit gaan nie enige tariewe gaan nie so invloed op ons bruto binnelandse produk hê nie. Maar dit gaan toekomstige geleenthede dalk in die voetskiet. As mens net kyk na hierdie transaksie wat hy nou gedoen het met die DRC met die grondstofontwikkeling, dit weet Suid-Afrikaanse maatskappye is tot ideaal geposisioneer om deel te wees van daardie ontginning van bronne in die DRC. Maar wat nou is, op die 9de Julie kom die tariewe in werking van 31% teen Suid-Afrika. Suid-Afrika het gevra vir uitstel. Hulle het ook laasweek ontmoet met die Amerikaanse afvaardigde in Luanda, waarin hulle sê hulle wil graag verder onderhandel. Deel van die onderhandelingsooreenkoms is dat ons vrystelling moet kry op ons motor- en motoronderdele bedryf, aluminium en staalbedryf. En dan sal ons ook dan nou gas invoer vanaf die VSA as van ons kant af iets doen en wil dan graag net die tariewe op 10% maksimum hê. So sekere beriggewing lyk of dit al reeds plaasgevind het, maar volgens Reuters is dit nog in wording. So ons sal op die 9de Julie weet of ons uitstel gekry het, maar dit lyk of ons onderhandel en dit lyk of ons die afvaardiging gestuur het en ons huise bietjie in orde te kry. Amerika is baie kwaad vir ons. Ons het Israel gaan aankla, ons het befondsing gekry van Iran af. Dit lyk nie goed as jy in Amerika van hom vernoot wil maak nie. As dan sal jy maar meer neutraal moet na toe beweeg. Nou, as mens bietjie van hulle af beweeg na ander mense met wie ons 'n ooreenkoms het, wat is ons ander belangrikste, sê nou maar soos Kanada of Europa of die Ooste, jy weet. Ja, China is ons belangrikste handelsvernoot en Europa en natuurlik die BRICS-lande waarvan China en ons een is. Na die hele Trump se tarief aankondiging was die volgende dag die Europese Unie op pad Indië toe gewees en het hulle sekere ooreenkomste gesluit. Europa het ook sy hand na Suid-Afrika toe uitgereik. Ons het befondsing van hulle afgekry en in die BRICS-omgewing en BRICS is 'n faktor. En Amerika sien ook dit is 'n faktor en hy het ook uitgebrei na, dit is nie net die oorspronklike 4-5 nie. Saudi-Arabië is daar met 'n ongelooflike geld surplus. En BRICS gaan nie weggaan nie. En ons is baie bevoorreg dat ons die klein S in BRICS is. En dit diversifiseer ons blootstelling en die geleenthede. Ek moet sê as ons eie infrastruktuur en ons produklewering na markte toe kan verbeter, het ons ander handelsvernote wat met graag, ons het grondstowwe wat skaars is. Ja, die jammerte, dit lyk dit vir my of die grondstowwe gaan in klippe uit en kom in, jy weet, verwerkte vorme terug. Dit is nog altyd ons probleem gewees. So is daar enige kans dat ons dit kan verander? Okay, ons kom nou by die tamaletjie, maar van Suid-Afrika en ons interne finansiële, politieke onstabiliteit en krisis. En dit gaan nou 'n bietjie meer sensitief raak, maar as ons nie beleggersvriendelik is nie, kan ons nie verwag dat ons belegging gaan kry, want ons kan nie van die staat verwag, hy het nie geld om te investeer in besighede nie. Ons eie in binnelandse besighede is baie versigtig om verdere investering te doen met ons nuwe beleid van expropriation without compensation. Die ding staan op die wetboeke. Hoekom staan hy daar?
So in daardie opsig, hoekom sal 'n buitelandse maatskappy investeer? En investeer moet ons onderskei van 'n lening. 'n Lening moet jy terugbetaal en hy kom teen 'n rentekoers en dan het jy nog ook 'n wisselkoers risiko dat die rand gaan verswak en jy moet die persoon terugbetaal in euros of in dollars. So jy wil nie graag 'n lening hê nie en jy wil ook nie net investering hê op die Johannesburgse effektebeurs nie, want dis 'n in en 'n uit. Jy soek 'n persoon wat hier 'n besigheid opsit, 'n fabriek opsit wat verwerking kan doen van grondstowwe en dan moet jy vir hom dit vriendelik maak om hier te wees. Jy moet vir hom kan verduidelik van regstellende aksie en van BEE en dat hy 'n sekere persentasie van sy maatskappy moet gee vir weggee. Dit is nie eers verkoop nie. Dan moet hy voldoen aan die BEE vlakke en rapportering en dan is hy nog onder die kans daarvan dat die bate gevat kan word sonder. So dit is die omstandighede maak ons regtig waar nou nie aantreklik vir enige buitelandse belegging in die land nie. En voor ons nie dit reg kry nie, kan ons nie weer eens hoop dat ons verwerking kan doen van grondstowwe nie. Ons kort weer 'n industrialisering. Ek dink ons het te vroeg die industrialisasie toegepas. Ons is nog lank nie daar nie. Ons het ons industrie en ons myne en ons goed nog nodig. Nou, wat verhoed die mense in beheer om hierdie werklikhede raak te sien? Hoekom sentraliseer hulle? Is dit omdat hulle bang is hulle verloor mag of is dit vir eie persoonlike gewin? Wat maak dat hierdie realiteite wat so helder soos daglig is, dat dit nie by die beleid uitkom nie? Ek wil weer 'n paar tree terugvat net om weer in syfers dinge te sê. So Suid-Afrika se skuld op die oomblik is 77, staatsskuld is 77% van die bruto binnelandse produk. Afgeloop van 2010 af is ons gemiddeld so 47%. Hy was in 2010 was hy so 23% gewees. Hy het in die afgelope 5 jaar, 6 jaar het hy verdriedubbel. Dit is nie volhoubaar nie. Ek meen ons sit nou by 77%. Dit neem nie eers in ag die staatsbeheerde instellings soos jou Transnet en dis meer as se lenings nie en ook nie jou lokale munisipaliteite nie, want dit bring ons amper by 90%. Die IMF sê vir ons 60%. So ons is nou by 77%. Ons kan nou nie eintlik verder leen nie. En ek weet nou nie hoe mense dit nou verder moet toelig, belig. Ek sê maar net wat al die ander ekonome sê, dis nie dat ek amper repliseer alles wat gesê word reeds. Dis nie dat ons oor die volgende paar jaar iets hieraan moet doen nie. Ons moet nou iets hieraan doen. Ons sit met die werklikheid van BEE. Daar is niks fout met regstellende aksie nie. As jy gaan kyk na soortgelyke lande met soortgelyke historiese ongelykhede, soos in Maleisië, Mexico en dit het jou Vrye Mark Stichting, jou Instituut vir Rasseaangeleenthede, Solidariteitse navorsing, Investec, almal het met 'n verslag uitgekom en gesê ons model van regstellende aksie wat BEE is, het tot gevolg dat ons bruto binnelandse produk vandag 7.5 triljoen is. Dit behoort, as jy vergelyk met die ander lande wat soortgelyk is, wat ook regstellende aksie modelle het 'n 4,5% per jaar gegroei. Ons groei met 0,7% per jaar. Dan sou ons op 12,7 triljoen gestaan het. En dis waar die 5 triljoen vandaan kom wat hulle sê BEE ons kos. Meneer William Gumede van Wits, wat ons almal nou in die nuus gesien het, wat gesê het 1 triljoen het na 100 individue gegaan wat polities gekonnekteer is. So daar op die uitgawekant, waar die regering in beheer is, weet ek regtig waar nie meer hoe moet jy dit verder belig, hoeveel rooi vlaggies moet jy opsteek en hoeveel moet jy sê dit is nou genoeg.
So dit is alles negativiteit. Ons die syfer van ons werkloosheid wat net toeneem, dis alles gevaarligte en dis goed wat onmiddellik moet geadresseer word. Tokyo Segwale het nou net met 'n verslag uitgekom en gesê ons het nou opgehou praat, daar's genoeg verslae, ons soek implementering. En dit is wat jy nou net gesê het, dit is wat meeste sakelui sê, kan ons net implementeer. Ek moet ook sê, ons is in die middel van 'n revolusie onsself. Ons het na die stembus laas jaar gegaan, daar's duidelik gepraat. Ons het volgende jaar die munisipale verkiesing, die mense het gepraat. Dit is ongelukkig 'n stadige proses. Ons sit nou met 'n anderste regering. Ons het net een wetgewing deurgevoer hierdie jaar, waar ons gewoonlik wat 150 of iets deurvoer. So daar is remme. En dit lyk asof dit op die kaarte is dat ons fiskale dissipline gaan hê met deur 'n plafon in te stel, dat ons nie 'n sekere bedrag bo bruto binnelandse produk mag leen nie. So daar is positiewe tekens en dit ek dink die ANC se kommunikasie na die buite toe is baie skaars, maar Eskom word in 3 opgedeel. Daar is 'n geleide by Transnet dat hy gaan seker gedeeltes wil privatiseer. Stadig maar seker is daar positiewe geleide wat inkom. Ons het nou die NPA wat 2 aanklagte gebring het, want mense sê hoekom word die Zondo-kommissie se verslag nie geïmplementeer nie. Hulle wou dit grootmaats gedoen het, maar nou besluit om dit af te breek in stukkies. So vir my, en ek is 'n aardsoptimis, is daar positiewe geleide, maar ons is in beseringstyd, of in die laaste stukkie van beseringstyd, maar ja, geld praat, en as dit kort aan geld praat en nou dienslewering is nie meer in jou gebiede nie, daar's opstande, so die mense is besig om te praat. Nou ja, jy het nou gepraat, ons is in beseringstyd, jy weet nou, in my jong dae het hulle gepraat, as iemand 'n besering het op 'n rugbyveld, dan kom die pynpolisie op. Nou ja, dit lyk vir my, die pynpolisie deesdae is ons wat moet gaan stem. Ja. En as jy nie opdraf daarvoor nie, dan beteken dit jy is aandadig aan wat verder hierso gebeur. So ek dink dis 'n belangrike ding. Ons kan 'n verskil maak, al kan ons nie makro nie, jy weet, ek kan ten minste dan daar gaan sê, dit wat julle nou doen, is nie aanvaarbaar nie. Ek dink mense moet nie onderskat wat laas jaar gebeur het nie. Vir 'n ou wat sy lewe lank vir die ANC gestem het, dit is 'n hartstorie, jy weet. Om daai besluit te geneem het baie geverg en jy weet die son het nou nie geval nadat dit gebeur het nie en daar is bittere ongelukkigheid en waar gesteel word is nie van ons eintlik wat bydra tot die belasting nie, maar dis die persoon wat dit moet ontvang. Dit is die gesondheid, dis die onderwys, dit is die armste van die armste wat eintlik by gesteel word. En vir my is die hartseer storie, Suid-Afrika as die rykste land in Afrika het die fondse om 'n enorme verskil te maak baie maklik. As ons net ophou met ons spandering op gebiede wat regtig waar nie noodsaaklik is kaderontplooiing en dies meer nie. En hierdie SOE's, die staatsbeheerde entiteite aan die gang te hou. Ons het 700 staatsentiteite. Ons weet nou maar van die Telkoms en die Eskoms en dies meer, maar daar's 700 en dis maar eintlik waarheen die geld gekanaliseer word en mense ontplooi word en dis en nie een van hulle, die ouditeur-generaal het met al sy verslae uitgekom, is lewensvatbaar nie. En is biljoene wat na hulle toe gaan, in elk geval. Nou, as mens nou oor die verkeerde spandering, weet, dis nou een ding, maar jy weet, dan word daar nog met korrupsie geld gesteel ook. Sien jy enige iets wat in daai gebied gebeur, wat vir mens hoop gee, of is dit ook net, gaan dit net een kant toe? Ons hoop daar is die vervolgingsgesag en die polisie en dies meer. Maar as jy nou kyk wie is almal gearresteer, wat 'n positief is, maar dit sê net vir jou, dis nog steeds besig om aan die gang te word. Daar was nou dit gaan maar oor tender en oor goeders inflasionêr rekeninge groot te maak en dan die ander ding daarbey is as jy kry 'n persoon wat jy aanstel om 'n diens te lewer in infrastruktuur wat se
registrasienommer met 1924 begin, dan gaan jy nie 'n diens kry wat volhoubaar of 'n goeie diens is nie. En dit is nog steeds aan die gang en dit moet op 'n manier gestop word. En dit kan nie net oombliklik gestop word nie, want dit is waar hulle stemme lê. Dit is hulle koop hulle stemme. Dieselfde met jou sosiale toelaag is 'n koop van stemme. Wat 'n enorme uitgawe op ons begroting is, nie die sosiale toelaag. Maar dit kan anders aangewend word. Jy kan ander maniere kry om te sê, ek gaan 'n uitgawe aan in die voortbringing van 'n inkomste. En ek dink dis nou maar waar ons oor volgende gaan praat is, wat kan gedoen word. En ek is betrokke tans by een is 'n maatskappy wat befondsing gee vir klein en middelslag besighede om hulle op die been te bring is 'n groot inisiatief en daar is ongelooflike entrepreneurs in Suid-Afrika en mense wat geleenthede sien. Daar's oral geleenthede. En ek is ook betrokke by 'n fonds wat gestig is in COVID wat moes verligting gebring het aan ook die klein en middelslag besighede. Ons is so gelukkig in daardie fonds dat ons omtrent al die geld teruggekry. Die mense het want dit was teen 'n lae rentekoers en dis meer en hulle het al verplig gevoel om terug te betaal. Toe die fonds besef maar ook goed, die energie is nou 'n probleem en toe het ons die fonds begin aanwend vir energie bystand vir besighede en dis nou 'n soort van Eskom is nou 'n bietjie meer stabiel en ons nuwe inisiatief is die bystand van jeug werkloosheid om dit te probeer adresseer, want ons sien dit as die volgende krisis. En dit net daar rondom moet daar 'n gesprek in die land kom. Is jeug werkloosheid en wat is die werklike syfer? Nou kan ek net vra, die fonds, is dit 'n private fonds? Hoe vergelyk dit met die voorgestelde ding van die regering van daai, is dit 100 biljoen wat hulle wil vir net sekere mense gee? Ja, dit is hulle entrepreneursfonds. Die fonds wat ek van praat is net was 'n COVID relief fonds en dit is letterlik net om die eindepunt is dat hy gaan nie meer geld moet wees nie. Dit is letterlik om bystand te gee waar daar krisisse gesien word. Dit is nie 'n groot fonds nie, is 1 biljoen rand, maar dit is uit die privaat sektor uit. Die voorgestelde ene van die staat af is vir my ook 'n verrassing want hulle het SIFA en hulle het daar is 'n klomp ander entiteite waar baie geld na toe gaan, die IDC en dis meer. Ek weet nie hoe dit nou van die grond af gaan kom en hoe dit bestuur gaan word nie, maar die privaat sektor moet self maar inisiatief neem en hulle doen dit. Daar is ongelooflike beleggings in jeug werkloosheid en jeug vaardigheidsaanleering vanaf die privaat sektor. Baie inisiatiewe van baie trusts wat ingetap moet word. Ek wil net noem, ons in Suid-Afrika en ek dink nou met die uitredende hoof van Capitec het dit weer eens net belig, is dat wat is ons informele sektor, hoe groot is hy, hoeveel mense gee hy werk voor en ons kan dit nog nie kwantifiseer of ons kan dit nie amptelik kwantifiseer nie. Iets soos Mexico sê 55% van sy ekonomie is die informele sektor. Hy het programme waar hy daardie mense bystaan, hulle help om hulle besighede te groei, dat hulle in die formele sektor kan kom en hy doen vaardigheidsontwikkeling en dit is vir hom eintlik 'n trots. Maar ons is asof ons dit ignoreer, maar dit is 'n verskriklike groot sektor en nou kom daar allerhande stemme uit om te sê werkloosheid is eintlik net 10% of dis net eintlik soveel, maar ons moet daardie syfer weet en ons moet weet waarmee werk ons en hoe maak ons dit beter. So die feit is ons weet nie regtig wat is die syfer nie, dit kan 66 wees, dit kan, maar dit is iewers tussen 10 en 66. Ja, en wat vir my verbasend is dat al jou sakeskole in Suid-Afrika het afdelings wat net kyk na die informele sektor. Hulle lei hulle MBA's op om die geleenthede te gaan raak sien in die informele sektor. So die data is daar, hulle moet dit net
formaliseer. Nou, hoe kan 'n mens dan die werkloosheid aanspreek? Dit lyk vir my die staat, die manier hoe hulle dit doen, werk nie. So die privaat sektor sal dit moet doen. Of is daar 'n samewerking tussen die staat en die privaat sektor hieroor wat werklik werk? Ja, die privaat sektor is baie allergies om saam met die staat te werk. Hy het homself hoeveel kere nou al verbrand as hy met die staat saamwerk. So op die oomblik staan die privaat sektor terug. As jy gaan kyk na die privaat sektor skuld, is dit iets soos 25% van hy het baie ruimte om te kan investeer en om sekere funksies oor te neem. Maar die staat gaan moet laat los. En die staat gaan laat los as ons stem dat hy dit laat los. Maar ons is op die punt. Dit voel vir my, ons is hier, dit voel ons altyd maar donker so net so voor die lig. En dit voel vir my waar ons nou is. Daar is genoeg druk van alle oorde af om te sê dinge kan nie meer voortgaan nie, maar jeugontwikkeling bring ons nou weer na, jy weet, na 'n volgende heeltemal 'n onderwerp wat eintlik kundiges nodig het, is na kunsmatige intelligensie. Hoe kan dit aangewend word? Hoe navigeer jy daartussenin en hoe is hierdie geleentheid dalk vir jeugontwikkeling? Jy kan nie meer kodering doen nie, want dit is wat die kunsmatige intelligensie gaan doen, maar identifisering van werke wat wel nog in 'n 10 en 20 jaar gaan bestaan en jou die kinders lei en die geleenthede gee om hulle self bevoeg te maak. Maar dis maar waar ek myself bevind, is die privaat sektor doen wat hy kan doen. Dit moet net vir hom vriendelik gemaak word. Met, ek weet nie of daar belastingtoegewings kan wees wat hulle in 'n mate kry, maar die rondslomp rondom administrasie en is maar moeilik vir besighede. Nou as 'n ouer nou hierna luister, en jy moet nou dink aan jou toekoms, die toekoms van jou kinders. Jy weet nou baie mense dink goed, die beste toekoms is om uit die land uit te gaan, maar jy weet iemand het gesê hy bly liewer hier waar hy die probleme verstaan as na 'n ander land toe waar hy die probleme nie verstaan nie. Alle lande het maar probleme. Maar wat sou jy vir 'n ouer aanbeveel in terme van wat moet hulle doen om hulle kinders gereed te maak vir hierdie tipe van toekoms? Want iemand het ook gesê, jy weet, die oorgrote meerderheid van beroepe wat oor 20 jaar waar hulle in gaan staan, bestaan nou nog nie. So, jy weet, en wat sal jy vir ouers voorstel, wat moet hulle doen? Ja, en dit is op verskillende vlakke en kinders se belangstellings en vermoë en dis meer, maar dis wêreldwyd, dis nie net Suid-Afrika nie, is dat jy die tradisionele manier van jy gaan na werk toe en jy begin as 'n junior en jy word 'n bestuurder en dan 'n senior bestuurder en hopelik word jy eendag die bestuurder. Daardie tipe omgewing word al hoe kleiner. Dit is dit bestaan nie meer nie. Jy gaan meer as een inkomstestroom moet hê. En dis tans ook so. Jy moet maar diversifiseer. In die buiteland is daar baie mense wat 'n tweede werk het. Ons het ook nou met hierdie, na COVID, het daar ook positiewe goed gekom met die hibriede werksomstandighede. Daar is ook mense wat net 3 dae 'n week werk en 2 dae 'n week op 'n ander plek werk. En op die oomblik dan gaan jy 'n projekbestuur van jou vaardighede gaan jy dan nou moet doen. En dis 'n hele ander denkproses. Hulle praat van die silo's wat jy in gaan beweeg. En selfs in 'n maatskappy gaan jou vaardighede vir hierdie projek aangewend word en dan as daai projek klaar is, dan doen jy weer 'n ander projek. Dit is nie meer daardie lynfunksie nie. As ek vir ouers, ek het self 3 kinders, hulle is darm nou al van die hande af, ek sê van die balansstaat af. Wat ek net met hulle ondervind het, is 'n multidissipline opleiding. Jy kan nie net meer net in finansies wees nie. Jy moet nou ook jou sosiale wetenskappe wat baie afgeskeep was, raak ongelooflik belangrik nou. In watter opsig? Die bestuur van mense, die mense se gedrag, daai tipe van ding gaan jy met jou produk begin identifiseer en posisioneer. Al die sosio-wetenskappe begin nou ook weer belangrik raak, want jou
finansies en jou wetenskappe gaan deur jou kunsmatige intelligensie oorgeneem word. Dalk weer teruggaan na filosofie toe. Wat 'n moeilike dit is daai tipe van dinge om op 'n ander vlak na goed te kyk, maar as ek ouers kan aanbeveel, 'n ambag is nooit verkeerd nie. Ek meen dit is wêreldwyd 'n aanvraag. Jy maak jouself werkbaar, maar jy moet 'n tipe van 'n opleiding hê. En dit is besig om dit verander by die dag, regtig by die dag, maar as ek mense kan aanbeveel, is 'n naskoolse opleiding absoluut van belang in 'n sekere professionele omgewing, of dit nou by 'n technikon is of wat ook al. Dit is die lieflikste kursusse wat jy nou by jou technikons kan doen en wat beroepsgerig is. Jy kan 'n spesifieke beroep doen as jy daar uitstap. En dan multidissipline en meer as een inkomstestroom. Nou ja, jy sien, kyk, ons geslag wat tipe van, soos jy nou sê, in silo's of soos iemand gesê het in 'n bamboes gebore is, jy weet, en jy gaan net bietjie op en af daarin. Is dit eintlik moeilik om nou anders te dink, jy weet, en so die eerste ding is 'n mens moet self 'n lewenslange leerder word. Jy moet met ander woorde besluit, okay, ek was nou in hierdie tipe van veld, maar nou moet ek my verbreed dat ek ander kan doen. En dan lyk dit vir my mens moet betrokke raak by jou kinders se opleiding en by die skoolopleiding. Jy weet, net soos wat ons nou moet soos die pynpolisie opdraf en gaan kyk dat die mense wat in beheer is, dat mense na hulle mooi kyk, moet ons ook kyk na ons kinders se opleiding. En daarbey betrokke raak het ons hulle 'n breë perspektief gee oor die land. Jy moet dus betrokke raak sonder om 'n helikopter ouer te wees, nie waar? Ja, ek kan nie uit my eie ondervinding uit praat. Ek het my 3 kinders is almal in Suid-Afrika geskool en hier naskoolse opleiding gehad, en ek het vir hulle gesê, ons het vir hulle gesê hulle kan 1 jaar oorsee gaan studeer. Wat hulle toe nou gedoen het, en ek wou hulle net gehad het dat hulle self kan gaan plaas en sê, waar pas ek in die wêreld in? Jy weet, hoe slim is ek nou teen die klomp Amerikaners en die Chinese en so voort. En ek wil sê, al 3 kinders van my is gemiddelde kinders, en hulle het verskriklik goed gedoen in die buiteland, en hulle het 'n selfvertroue gekry, en gesê, weet jy wat, ons in Suid-Afrika staan nie een tree terug nie. In Suid-Afrika het ons ongelooflike geleenthede. Ek weet, ek kyk nou in Nederland, hierdie een kind van my, hulle te probeer net 'n werk doen in hulle woonstelletjie, maar jy mag nie self die handyman werk doen, die nutsman werk doen nie, jy moet iemand professioneels inkry. En in Suid-Afrika het ons regtig waar nog baie vryheid en baie ruimte, en daar is ongelooflike geleenthede. Jy moet net 'n neus daarvoor hê en jy moet gaan soek. Maar die entrepreneurs gedagte en wat eintlik inherent aan ons almal in Suid-Afrika is, al die bevolkingsgroepe, ons het nie vermoë om 'n geleentheid raak te sien. Ja, want jy weet, ek beleef by baie mense 'n tipe van 'n fatalisme. Ag, jy weet, ek gaan nie 'n verskil kan maak nie, en dit maak nie saak wat ek doen nie, dit gaan in elk geval nie iets. Dit lyk vir my, ons moet daarby verbykom, en die oomblik as jy daarby verbykom, dan sien jy maar hier's 'n wêreld van geleenthede voor jou. Ja, ek kom nou net van, net per ongeluk het ek by 'n groep aangesluit, of was ek deel van 'n groep in Praag gewees, en dit was die Universiteit van Johannesburg se plantkunde afdeling, en hulle moes 'n praatjie gegee daar by 'n universiteit, en ek het net teen die einde van hulle deel geraak, en hulle is besig met 'n projek daar vir hulle nagraadse meesters en doktorsgraadstudente, waar hulle besig is om op te skrywe die medisinale plante in Suid-Afrika streeksgebonde. So hulle gaan Pondoland toe, hulle gaan in die Namaland toe, hulle is in die Oos-Kaap, want op die oomblik gaan die oordrag van kennis besig om verlore te gaan. Die kinders trek terug uit stad toe, en die ouer wordende mense dra nie meer die kennis oor nie. So die universiteit het die projek onderneem om dit net te gaan opskryf. So dit is hoe die plantjie lyk, wat doen jy vir die plantjie, en nou is die gevolg daarvan dat hulle uitreik na die Amazone en dies meer, en hulle stuur ook hulle plantkennis na
na Suid-Afrika toe waar hulle besig is met hierdie vreeslike projek en nou is daar besigheidsgeleenthede en hulle identifiseer dit en die kinders identifiseer dit en sê maar in hierdie streek is hierdie plant en ons kan dit dalk so aangebruik. So dit voel vir my of hulle eie paadjie begin kies en jy moet net vir hulle die geleentheid gee. En dis wat die regering moet doen. Hy moet vir ons die infrastruktuur gee dat besighede kan floreer. Ja, sodat ons dit self kan doen, dat hulle dit nie doen. Dit moet nie gesentraliseer word. Ja, soos jy sê die fatalisme en dit is moeilik. Ek meen dag tot dag is werke wat verlore gaan. Dit is inflasie, kosinflasie wat opgaan. Dit is nie maklik nie. Maar op jou klein manier kan jy 'n bydrae lewer en kan nie net wag en sê maar die regering doen nie, die regering of die plaatsregering doen nie. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan net self iets doen nie. Ja, dit klink vir my amper soos 'n skare wetenskap of 'n citizen science tipe van projek dat daar is 'n groot klomp kundigheid binne in die gemeenskappe wat ongetap is en 'n mens moet net die struktuur skep sodat dit uit kan kom. Maar dit bring my by 'n volgende ding, dit is asof ons kinders, jy weet jy lees net heeltyd van die negatiewe goed en van hierdie ou het nou nog weer soveel gesteel en dit is dit. Daar's nie positiewe rolmodelle nie. Ja, dit is 'n tekort wat daar is. Ek dink ons het daaroor gepraat is dat as jou rolmodel is en as jy wil jy dink jou toekoms is in bendes en dies meer. Dit is goed wat geadresseer moet word. Dit is goed wat geadresseer word deur ons ouer geslag, deur daardie rolmodelle te probeer hervestig en te sê maar so en so in ons gemeenskap het dit en dit bereik. En dit is iets wat buite my kennis is en buite my vermoë is, maar ek dink dit is iets wat dringend geadresseer behoort te word en nou moet ons kan identifiseer wie moet dit doen. Weet wie is daardie sosiale struktuur waarbinne dit moet plaasvind. Wie is dit? Is dit die universiteite? Is dit die besighede? Is dit die skole? Hoe stel jy 'n rolmodel daarin? Sê hoe lyk jou burger, jou ideale burger? Nou, dis presies wat jy gesê het. Hier's nou 'n geleentheid, jy weet, en iemand moet dit vul. En as mense bewus is van die geleentheid, dan kan 'n mens gaan daarmee. Maar nou ja, iets anders as 'n mens nou oor die maar finansies en hoe ek hier binne in moet leef, moet dink is, mense word so maklik gevang. Jy weet, as jy kyk, dis nou weer hierdie fantastiese geleentheid, jy weet, en dan rukkie daarna, jy weet, is al jou geld in die buiteland, jy weet, of die skooltjies maak toe en sulke tipe van dinge. Hoe kom 'n mens hierby verby dat jy nie so maklik uitgevang word nie? Hoe is ons mense net finansiëel onopgeleid? Weet, kyk ons nie uit vir gevaartekens nie? So sê jy vir my, as ek nou 'n paar rand het om te belê, hoe kan ek dit doen sonder om deur 'n skelm gekul te word? Dit is nou weer 'n ding wat nogal vir my na in die hart lê, vir my wat in die stresomgewing is. So jy sien nou maar baie van hierdie piramideskemas wat tot gevolg het dat mense in probleme raak, maatskappye in probleme raak en op enige gegee tydstip is daar 2000 van hierdie piramideskemas in Suid-Afrika aktief aan die gang. Dit is ook maar simptome van ons ekonomiese swaar kry. Jy weet jou pensioen gaan nie hou nie. Jy moet nou vinnig 'n plan maak. En hier hulle kom gewoonlik, die persoon wat vir jou die skema verkoop het, is 'n verkoopsman. En hy is geloofwaardig. En dis nou hierdie een wat nie gaan faal nie. As jy baie hard gewerk vir jou geld, wat is jy bereid om op risiko te plaas? Wat is jy bereid om 100% te verloor? Dan kan jy in so iets wat verbykom. Ek weet ons het gepraat oor cryptos en as jy nou maar net dan toe dit belê het, as ek maar net in goud belê het in 2023, dan was hy 3 keer meer gewees het as. So my een ding is
daar is 'n regulator, die FSCA, wat 'n beheer hou oor alle finansiële dienstransaksies. Hy val ook maar van tyd tot tyd, maar as jy advies kry, finansiële advies, moet dit maar 'n persoon wees wat geakkrediteer is by hierdie instelling wat oorsig hou. Daai van Too Good To Be True, ek herhaal nou maar net alles hier, as hy vir jou sê, as jy by 'n bank kan kry 7% op jou geld en jy kan 70% kry, dan moet die klokke vir jou lui. Dat jy sê, as ek hier belê, dan is ek bereid om my kapitaal te verloor. Dit voel nie vir my of die Suid-Afrikaanse individue leer uit al die Kirions en uit al die ander melkkulture en kleuterzones wat nou verbygekom het nie. Dit is aanhoudend, ons het mirror trading gehad en is groot geld. Jy praat van biljoene individue se geld wat net verkwanstel is, soos jy sê in die buiteland dan nou opeindig. My raad aan hulle is, as dit enigstens baie meer is as wat jy sal kry op 'n lening. Kom ons sê lening, die prima rentekoers is 10.5%. Dit is 'n aanduiding. As enige iets meer as dit is, vra die vraag, kyk en vra ondersteunende dokumente, vat sekuriteit. Maar my rule of thumb is nee. Staan verby, jy het baie hard vir jou geld gewerk. Kyk maar vir jou vir 'n ander inkomste stroom waar jy moet arbeid lewer. Vrug op jou arbeid. Ja, as dit te goed om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Dit is en dis aanhoudend so. Ja, daar is, weet jy, daar's oulike geleenthede, maar dan moet jy moet verstaan dis risiko en opbrengs, nie? As jy die risiko verstaan. As jy sê, weet jy wat, ek belê nou hier in 'n besigheid, hulle kort 'n bietjie kapitaal om aankope te doen om hierdie produkte kan maak en te verkoop, verstaan die besigheid en dan deel jy in hierdie opbrengs, nee, maar ou wat net vir jou sê, hoor hierso, gee vir my soveel en ek gaan dit jou verdubbel want ek gaan dit op die aandelebeurs doen of ek gaan hierdie beleggingsinstrument koop want ek koop en verkoop hoog en laag, dan moet jy maar versigtig wees. En gaan na kundiges toe. Daar is finansiële adviseurs daar buite wat vir jou al die rooi ligte kan uitwys. Kry net iemand anders om ook net oor te kyk op die geleentheid wat verbykom, maar my eerste reaksie is nee. Nou, jy het nou ook gesê, weet, sinema mens het nou 'n bietjie 'n pensioen en nou gaan mense dit en belê dit nou verkeerd. Wat is ek het nou ook nog maar gehoor van dat pensioenfondse word deur die staat gemelk, ook vir politieke doeleindes. Jy weet, daar's nou 'n hele ondersoek na die GEPF wat hulle gesien het, hulle 33 biljoen verkeerd belê of op sulke maniere belê en verkoos, dat dit deur mense is wat aan hulle, hoe sal ek sê, gedienstig is, wat hulle nou lekker geld voorgegee het en so aan. Is daar iets wat ek kan doen in terme van my pensioenfonds as ek afgetree het, of terwyl ek nou nog werk om te sorg dat dit ten minste goed gespandeer word en dat hoe kan ek daarna kyk, na my pensioen? Jy praat net daaroor die staatspensioenfonds, daaroor het jou staatsamptenare nou nie eintlik vreeslik beheer, behalwe soos wat hulle nou verbaliseer, dat daar 'n verkwisting plaasgevind het. Dit is 'n verskriklike groot pensioenfonds, die staatspensioenfonds. Hy finansier die PIC, wat die IDC weer finansier. Dit is 'n regtig ware kragtige fonds, en ek moet sê, in 'n mate is daar die fondse wat bewillig is, was in 'n gedeelte wat gesê is, jy kan venture capital doen of waagkapitaal doen en dis meer. Dit is 'n persentasie, maar dit is totaal onoorgeloof bespandeer, en dit is maar weer korrupsie aan daai kant. Ek moet sê, ons eie pensioenfondse is vir my jou grootes wat ons almal van ken, het 'n groot voldoening wat hulle moet aan voldoen wetlik, en
oorsig wat daar is. Die melkery het nou nog nie plaasgevind dat sê dat jy soveel persent sal moet gee aan 'n sekere ding. Daai wetgewing is nog nie deur en ek dink daar sal redelik kapsie kom van daai kant af. Van jou as individu se kant is jou eie aftreefonds is nie goed genoeg vir jou aftrede nie. Jy moet op 'n manier meer bydra. Maar met jou finansiële beplanner daar rondom praat, maar die groot ding is as jy moet leen om rente te betaal. Dit noem hulle die skuld trap, debt trap wat hulle het, en dit is die gevaarlikste. Vir Suid-Afrika is dit dieselfde ook. Sodra jy moet geld leen om rente te betaal, is jy in groot moeilikheid en moet daar daadwerklik iets anders gebeur. Maar as jy geld leen om 'n huis te koop of jy leen korttermyn geld om jou kind se skoolgeld of universiteitsgeld te betaal en jy betaal dit af en jy kan daardie rente diens, dan is dit 'n goeie uitgawe wat jy aangegaan het. Maar fokaliseer, praat, dankie tog vir ons joernaliste wat een van ons basis en ons pilare is om al die ongeruimthede aan die lig te bring. Dit is regtig waar nog een van ons uitmuntende pilare. Maar moenie stil bly nie. Dis my groot storie. Praat met ander mense en sê en bring goeders net aan die lig en spaar. Jy het so nie verbygaan oor kripto gepraat, jy weet, en 'n groot klomp mense dink, jy weet, dis ook maar 'n piramideskema. Maar jy weet, as ek nou na die radio luister, dan sê hulle, dis die goudprys en dis Bitcoin en al so, dit lyk of dit so half en half hoofstroom word. Nou ek dink 'n mens kan 'n hele gesprek net daaroor voer en 'n mens sal, maar as jy nou kortliks moet sê, wat moet 'n mens daarvan dink en moet 'n mens daarbey betrokke raak en indien wel waar? Dit is soos jy sê, hy was vreemd geweest op 'n stadium, nou is hy al in die hoofstroom waar hulle op al die nuuskanale sy prys aangee. Baie menings daaroor en dit is ook 'n omgewing wat ek nou nie selfkundig is nie, ek kan nou net sê wat my eie ervaring daar rondom is dat hy nie weggaan nie. Hy is hier om te bly. As jy gaan kyk, jou banke, jou sentrale banke, almal is besig om te beweeg om ook daardie tipe van uitreiking te kan doen, afdelings te stig daarbinne. Die hele probleem rondom kriptos is dit is waar dit halfmaal gebruik word vir jou terroristiese befondsing en dies meer en dis hoekom hulle so daarop wil neerkom, maar jy moet dit verstaan en daar's verskillendes. Daar is 'n magdom van verskillende entiteite binne in die kripto omgewing. Waarvan Bitcoin nou die mees gestabiliseerdste een is en hy's ook op blockchain gebou en blockchain is maar 'n hoe sal ek sê, hulle verteenwoordig of hulle doen verslag in kort periodes oor wat gebeur en dis meer. Maar in elk geval, dis 'n hele bespreking op sy eie, maar wat ek net kan sê is gaan lees maar oor die kriptos en dis nie verkeerd om daarin te belê nie. Dis maar op die ou einde is sy funksie 'n ruilmiddel. Dit is ek betaal jou soveel kriptos, dan koop ek die kar en ek kan nou ek kan 'n Tesla koop daarmee en ek kan Amazon betaal mee met my bitcoins. So dis 'n ruilmiddel, maar op hierdie oomblik is dit besig om 'n beleggingsinstrument te word en die mense te spekuleer woes daar rondom en dit is maar wanneer borrels gebeur as jy weet die vraag te groot is en maar hy is hier om te bly en dit gaan 'n ruilmiddel vir die toekoms word en dis jou millennials wat daarin belê en dit verstaan. Want ons huidige ekonomie is bietjie vir hulle toe, die banke, hulle kan nie lekker daar leen nie, so hulle moet allerhande nuwe dinge wat hulle uitdink. So mens kan dit probeer, maar jy moet net sorg dat jy by instansies dit doen wat bewys het dat hulle eerlik is. 100% en vat 'n bietjie, hulle praat van skoolgeld betaal. Daar's niks fout daarmee, want dis al hoe jy leer. En 'n ding is vir jou baie gevaarlik as hy vreemd is. Maar dis al manier hoe jy leer is ek meen
kunsmatige intelligensie wat 2-3 jaar gelede eintlik tot die lig gekom. Daar was nie kursusse nie. Ewe skielik is daar kursusse en kanale en rigtings wat aangebied word. Iemand moes in die begin gespeel het daarmee om hierdie kursusse te kan bymekaar sit. Nou ja, dit was nou 'n interessante gesprek. As jy nou moet afsluit en sê, kan 'n mens nog met 'n bietjie geld in Suid-Afrika, ons het gesê, jy weet, met 'n bietjie geld kan jy nie baie doen nie, met meer geld kan jy meer doen, maar kan 'n mens nog met wat ons het 'n goeie lewe in Suid-Afrika lei en lewe, of moet ons vlug? Ek is Suid-Afrika is 'n ongelooflikse land. Elke keer wanneer ons net so wil oor die afgrond val, dan trek ons vir onsself terug sonder enige buitelandse hulp. Ons het net die vermoë om hier in Suid-Afrika weer eens voort te gaan. Ons kry net nie dit reg dat ons by ons volle potensiaal is nie. En soos ons nou genoem het, ons is in beseringstyd met ons skuldlas en met ons en wat op die oomblik in die staatsuitgawes omgewing aangaan. Maar wat ek sien in die besigheidsomgewing is, soos die deur toegaan, soos met COVID dinge toegegaan het mense 'n ander paadjie gevind en hy het hulle praat van die resilience van die entrepreneur. Ons het byvoorbeeld 'n belegging gedoen in 'n persoon en dis nou net 'n afsluitingsstorie is hy het TINA 'n lisensie gekry. Suid-Afrika het 75 en ons gebruik maar net 25. Bootgeboue gee vir 14 huisgesinne werke, maar die jaar wat die TINA nie loop nie, gaan werk hulle op die oliebore. En dis daai tipe van grit wat ek sê, wat ons sien, gaan kyk of jy 'n klein besigheidjie kan begin en waarin jy gemaklik voel. En kyk mooi na die geld wat jy so hard voor gewerk het en moet dit nie gaan gee vir die swendelaars nie, wat vir jou die hemel verkoop wat dit nie is nie. Maar ek is vol hoop nog vir Suid-Afrika vir die geleenthede en die tipe mens wat nog hier is. Nou ja, dit lyk vir my om jou geld te bedryf en te bestuur is nie net 'n wetenskap nie, maar dis ook 'n kuns. En dit is wat ons probeer doen. Ons moet kundig raak daaroor, maar ons moet ook gaan kyk watter ander maniere is daar. En iemand het gesê die definisie van kreatiwiteit is om verder te dink as jou eerste gedagte wat opkom. So word kundig oor jou eie finansies, oor die land se finansies, sorg dat jy betrokke raak waar jy kan, speel 'n rol en op die ou end geniet die lewe in hierdie land van ons. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.